Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name always stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high. Holy. Come on, everyone, sing holy forever. Hear your people sing, yeah, hear your people. Holy, Holy. to the King of Kings. Holy. You will always be. Holy. Holy forever. You will always be. Holy. You will always be. Holy. You will always be. Holy forever. Oh, you never change. Lord, you never change. And you stay the same. You will always be. Holy forever.
Goeiemôre vriende. Vanoggend is 'n geleentheid wat ons bietjie anders gaan inrig. Vanoggend wil ek hê dat jy saam met my deur die woud van hierdie wêreld moet stap. Die Bybel sê ons is 'n pelgrimsreisiger. En vanoggend wil ek 'n metafoor gebruik van ons is 'n pelgrim in die groot woud van hierdie wêreld. Jesus bid baie duidelik in Johannes 17 dat hy nie van die wêreld is nie en ons wat in wedergeboorte aan hom behoort ook nie in die wêreld is nie. Maar tog bid hy ook duidelik, Vader, ek bid dat hy U hulle nie uit hierdie wêreld sal neem nie, maar van die bose bewaar. So vanoggend nooi ek jou om vir 'n wyle saam met my deur die groot woud van die wêreld te stap met 'n metafoor. So stel jou voor vanoggend, jy is op 'n pelgrimsreis deur 'n massiewe woud, kom ons noem dit die wêreld. Jy is nie daar op hierdie reis, op hierdie pelgrimsreis deur hierdie woud, is jy nie die inwoner van 'n permanente huis wat daar gebou is nie. Jy is slegs 'n deurreisiger. Jy het 'n kaart in die hand wat jou neem na 'n ander koninkryk, na 'n ligvervulde koninkryk, waar Christus Jesus nie net die lam is nie, maar die koning is. Maar op hierdie reis deur die woud, loop ons soms deur verskriklike modderpaaie. En wat jy moet verstaan is dat hierdie wêreld en hierdie aanvalle en die sisteem en die vlees en die uitdagings soos modder pak aan ons stewels. Soms trap ons in daardie modder. En daardie modder verteenwoordig die swaar kry, dit verteenwoordig sonde, dit verteenwoordig die foute van die mensdom, dit verteenwoordig die gebrokenheid van die daaglikse lewe wat ons ervaar. Dit verteenwoordig onregverdigheid, onrealistiese verwagtinge, vervolging, verwerping. Maar jy kan ongelukkig nie bo hierdie modder vlieg nie. Jy moet deur hierdie pad van die wêreld stap. Maar dis hier waar ons 'n opperherder het, wat ons bewaar, wat vir ons bid. Johannes 17 sê ons baie duidelik, bid Jesus, dat ons nie uit die wêreld weggeneem word nie, maar dat ons nuwe krag en moed, met oë wat gefestig is op die leidsman en die volëinder van ons geloof sal kry en eindtyd sal stap. En weet jy, soms onverwags op hierdie pelgrimsreis kom daar ook oomblikke waar die moedeloosheid en die donkerte van hierdie pad in die wêreld soms op 'n plateau kom, waar daar ook pragt is. Kom ons noem dit oomblikke van pure skoonheid, liefde, vrede wat God in die wêreld geplaas het vir ons om ook te geniet. Nie die wêreld te geniet nie, maar tog in hierdie wêreld wat uitroep om verligting, bevryding, is daar ook wonderlike Godgegewe oomblikke. En as pelgrim op ons metafoor stop ons en dan haal ons diep asem. En waardeer ons vir 'n oomblik ook die pragt van nie net die skepping wat God geskaap het nie, maar ook die mense wat hy rondom ons gesit het. So daarom ontken ons nie die mooiheid wat die woud soms kan oplewer het. Trouwens, ons fokus is op die bosbouer. Ons fokus is op die een wat in beheer is van ons lewens. En vriende, al stap ons in hierdie modder, al moet ons deur hierdie wêreld gaan, dra ons nie die klere en die uitrusting van die wêreld nie. Maar ons is bekleed met 'n nuwe kleed. Die kleed van geregtigheid. Dis die klere van ons tuisland. Dis die klere van die koninkryk van die Here. Daarom ryk ons nie soos die moeras nie.
Ons praat nie soos die moeras nie. Ons tree nie op soos die moeras nie. Want ons drink uit die fontein van waarheid. Jy praat die taal eerder van die bestemming, van die koninkryk. En dis hier waar ons die vraag moet beantwoord vandag met hierdie metafoor. As 'n pelgrim in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie, hoe kom ek hierdeur? Ek sal graag vir ons oordenking hier iets wil sê. Om 'n hemelse lewe te lewe. Met ander woorde, om uitverkoop te wees aan die ander bestemming, om deur die woud te stap om by die koninkryk uit te kom. Ten spyte van hierdie aardse sisteme en modderige paaie waardeur ons wel moet worstel soms, is daar iets waarvan ons moet seker maak. En dis my punt vandag. Dat die prioriteit in jou lewe altyd net dit is wat verband hou met die ewige koninkryk van Jesus Christus. En wat dit in eenvoudige taal beteken is, die hemel is my tuiste. Dit is waarheen ek op pad is en dit is wat ek moet verstaan op my pelgrimsreis. En om in hierdie wêreld te wees en van die bose bewaar te word, al is ek nie van hierdie wêreld nie, is daar 8 belangrike dinge wat ek vandag met ons wil deel. Paulus skryf so mooi in Kolossense 3, hy sê, vestig julle gedagtes in hemelse plekke, kry jou gedagtes in hemelse plekke, en ek dink dis 'n goeie raad, hoe om deur hierdie aardse pelgrimsreis te kom. Hoekom is dit deurslaggewend? Want as my gedagtes, terwyl ek in hierdie wêreld is en deur dit moet worstel in hemelse plekke is, besef ek 8 dinge. Eerstens, dit is waar my burgerskap lê, in die hemele, nie hier nie. Tweedens, dit is waar my Vader is. Derdens, dit is waar my Verlosser Jesus Christus sit, aan die regterhand van my Vader. Vierdens, dit is ook waar al die verlostes en die verheerlikte heiliges is, wat aangestap het en hulle lewens voltooi het, in lewe en in sterfte, in Jesus Christus. This is the cloud of witnesses. Vyfdens, dit is waar die seëvierende kerk regtig is. 6. Dit is waar my erfenis volledig is. 7. Dit is waar my beloning uiteindelik lê. Dis nie hier in die wêreld nie. Dis in hemelse plekke. En nommer 8. Dit is waar my woning is, waarheen Jesus gegaan het, om vir my voor te berei, sodat ek saam met hom kan wees. Die kwessie en die vraag is, hoe om deur hierdie aardse realiteit en deur hierdie pelgrimsreis te kom is, waar is my hart, terwyl ek hier moet stap? Waar is al my liefde? Waar is al my affection? Of soos Jesus, die perfekte bosbouer, die opperherder wat vooruitstap vir my gesê het, waar my skat is, daar sal jou hart wees. Met ander woorde, hierdie skat is nie net waar jou geld is nie, maar wat Jesus gesê het is waar al jou aandag en jou emosies en jou verwagtinge en jou energie is, daar sal jou hart wees. En ek dink die Heilige Gees het deur Paulus vir ons in Kolossense 3 vers 1, 2 en 3 vir ons 'n pragtige waarheid kom gee, hoe ons as pelgrimsreisigers op hierdie deur hierdie wêreld, deur hierdie groot woud moet stap. Kom ons gesels nou 'n bietjie hieroor. En my vraag wat ek wil hê ons moet bespreek is, hoe gaan ons hier cope? Hoe gaan jy as individu en ons as gemeente cope?
En mag ek voorstel hierso dat die kort antwoord is dat ons nie net probeer om net te oorleef nie. Maar die punt van vanoggend is dat ons juis met 'n spesifieke doel moet leef. Ons is nie toeriste wat bloot net besienswaardighede van die wêreld wil geniet nie, maar ons is eintlik ambassadeurs op 'n buitelandse sending. So as jy weet jy is 'n ambassadeur, verwag jy mos nie net dat die vreemde land of die wêreld jou soos een van sy eie gaan behandel nie waar nie? So ons vraag vandag is, hoe verander dit jou stresvlakke en jou uitkyk as jy besef, hierdie wêreld is nie jou finale tuiste nie. Dis die eerste punt. Tweedens, die wêreld gaan voortdurend probeer om ons te transformeer, sodat ons konformeer. 2 groot woorde, nie waar nie, né? Wat dit eenvoudig beteken is, die wêreld gaan ons die hele tyd druk om in sy vorm in te pas. Rakende dinge soos materialisme, selfsug, vrees, eie belang. Om dus nie van die wêreld te wees nie, beteken ons dink anders. So, ons koop juis deur ons gedagtes daagliks te vernuwe met die woord van God, sodat ons God se perspektief bo die geraas van die wêreld. En ek los nog net nou een gedagtetjie by ons. Onthou wat Jesus in Johannes 17 vers 18 bid. Soos U my in die wêreld gestuur het, het ek hulle ook in die wêreld gestuur. Jy is nie per ongeluk hier in jou situasie in hierdie wêreld nie. Ons moet juis die wêreld hanteer deur te onthou dat as wedergebore Christen het ons 'n opdrag. Disippelskap, broeder en suster, kinders, is die beste teenvoeter vir die isolasie wat die wêreld ons probeer bied. So my vraag is, hoe kan ek vandag in 'n hemelse prioriteit uitleef in my werksplek, in my familie, by my skool, in my vriendekring? Ons is op hierdie pelgrimsreis burgers van die koninkryk van die hemel. As jy jouself vandag as 'n vreemdeling hier sien, gaan jy minder verstrengel raak in die wêreld se dramas. So ek wil vra prakties, waarop fokus jy die heel eerste ding in die oggend? Waarheen neem jou drome jou? Waarheen neem jou uitkyk jou? Is dit om suksesvol te wees en 'n gemaklike lewe te hê met baie gemaklike geld en staf? Wat is die kompas van jou hart? Om te koop, moet ons onsself gereeld daaraan herinner, aan wat werklik vas staan, die voltooide werk van die lam van Jesus Christus, wat ewigdurend is, teenoor al die tydelike, irrelevante, nikszeggende dinge, as ons dit meet in ewigheidsperspektief. Kom ons gesels nou oor hierdie dinge, en kom ons bid dan van mekaar dat die Here ons gedagtes voortdurend sal vestig. Ons is 'n pelgrim van 'n hemelse koninkryk. Gesels saam en bid saam. Lekker dag verder.